Goeiemôre. Baie welkom by vanoggend se erediens. Ons is nou vinnig op pad na Kersfees toe. Dis die laaste Adventsondag. Eerskomende donderdag is Kersfees. Mag ons vanoggend weer 'n keer net vir 'n oomblik tot stilstand kom en bietjie nadink oor Kersfees. Opnuut dink wie Christus is en dat hy ook hier by ons teenwoordig is. Vriende, kom ons groet gou mekaar, sê vir mekaar welkom. Maak seker wie sit naby jou. As ons nou hier saam met mekaar is, dan is ons vanoggend by die 4de Adventsondag. En in Adventstyd, die 4 Sondae voor Kersfees, dink ons aan 4 verskillende woorde, 4 verskillende begrippe. En as ons mooi daaroor dink, dan som dit eintlik die hele Christelike geloof op. Ons het begin by hoop, die feit dat ons die ewige lewe het, toe gepraat oor vrede, want dit is wat dit in ons tot gevolg het. Die feit dat ek hoop het, gee vir my vrede. En dit word sigbaar, het ons verlede Sondag gesê, deur vreugde. En vanoggend, op die Sondag voor Kersfees, gaan ons praat oor liefde. God is liefde. God het die wêreld so lief gehad. Het gaan oor die manier waarop ons leef en hoe ons Christus God sigbaar maak in hierdie wêreld. En ons steek dan ook vanoggend 'n 4de Kers aan. Die Kers van liefde. Daar's hierdie, ek wil nie sê mooi storie nie, want dit is eintlik bietjie hartseer ook, maar ook mooi. 'n Storie wat vertel van Corrie en Betsy, haar suster, ten Boom. Dit is 2 Nederlandse mense en hulle het saam met hulle pa gewoon in 'n huis in Haarlem. En met die oorlog het hulle Jode beskerm, weggesteek. In 'n kamertjie agter 'n muur het hulle mense weggesteek en vir 'n lang tyd het hulle 'n klomp Jode so aan die lewe gehou en weggesteek. Maar toe is hulle verraai en die mense het hulle kom gevange neem. Hulle pa is kort daarna oorlede in die konsentrasiekampe, maar Betsy en Corrie het geleef saam met mekaar in haglike omstandighede in Rywensbroek. Op 'n dag het Corrie ten Boom gesê, "Jog, hierdie omstandighede is net vir haar te veel." En toe het Betsy, haar suster, vir haar geantwoord, "Daar is geen put so diep dat God se liefde nie dieper gaan nie. Daar is geen put so diep dat God se liefde nie dieper gaan nie." En vriende, dit is regtig waar. Dis waar vir ons. Dis waar in alle omstandighede. Want so lief het God vir my, vir jou, vir die wêreld gehad. En dis hierdie God wat ons nuut maak en in wie se teenwoordigheid ons is. En wat ook vanoggend vir ons sy liefde en sy vrede en sy hoop en sy vreugde gee. Genade vir julle en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here deur die kragvolle werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing 3 liedere saam. Ons sing lied 334 wat presies dit sê, God is liefde, juig ons harte, en daarna die Heiland is gebore, en dan abide with me. Kom ons staan vir al 3 liedere.
Vriende, die lied wat ons nou net gesing het, Abide with me, laat 'n mens dink aan waaroor ons vanoggend uit die Bybel gaan lees, dat God Immanuel is. En as jy nou vanoggend kleiner kinders in die diens was, en hopelik is daar een of twee wat ergens in die huis is, en by ons inskakel vanoggend, wil ek vra, en dit sluit aan by die lied, Abide with me. 'n Handskoen lyk eintlik net soos 'n hand, met 5 vingers en 'n hand, maar tog kan 'n handskoen niks doen nie, is hy eintlik maar dood. En alhoewel ons handskoene dra, onder andere dat ons hande warm moet word, as ek hom maar net so hou, beteken dit niks vir my nie. Dis eers wanneer ek my hand in die handskoen steek, dat die handskoen skielik kan beweeg. En dis wat dit beteken dat God abide with me, dat God in Jesus Immanuel geword het, dat hy in my ingekom het, en vir my lewe gee, my lewe sinvol maak, vir my iets en iemand laat wees. Daarom, as ons bang is, as ons hartseer is, as ons alleen is, kan ons altyd weet, ons is nie alleen nie, want God is in ons, en hy gee vir ons die krag, en die troos en die hoop, wat ons nodig het. Met dit in gedagte, kom ons gee ons dankoffers, kom ons sê dankie vir die Here se genade, wat hy op so baie maniere aan ons bewys. Here, ons Vader in die hemel, ons aanbid U as die God wat genadige liefde aan ons bewys. As die God wat U goedheid, U seën, U lewe aan ons gee. U Here wat vir ons die lewe gee wat deur niks van ons weggeneem kan word nie. Die liefde, Here, wat dieper is as enige put, ja, as die diepste put, waarin ons kan bevind. Dankie, Here, dat ons ook soms kan sing, dat selfs as troue vriende hande ons soms nie kan help nie, dat ook dan U ons kan help. Ja, Here, dat U
u goddelike troon, u godheid prysgegee het en onder ons kom woon het, in ons stikkende wêreld, u kom tuis maak het, en hier u self gegee het in ons plek, sodat ons die lewe kan hê. Ja, Here, dat u dit nie oor u hart kon kry om ons te laat verlore gaan nie, omdat u liefde te sterk gebrand het. Daarvoor aanbid ons u, as God, vir wie ons nooit sal kan verklaar nie. Ons aanbid u, as die een wat waardig is, as die een aan wie die eer en die heerlikheid toekom. Amen. Voordat ons uit die Bybel gaan lees, gaan ons nog 'n lied sing, ook 'n Kersfeeslied, lied 371, Redder van ons lewe, Jesus, troue Heer. Kom ons sing 2 verse, julle kan bly sit, terwyl ons dit sing. Nou, ons gaan nie dit nou lees nie, en ek gaan dit ook nie in een stuk eers lees nie, maar ons gaan eintlik so in die loop van die oggend, maar net weer 'n keer na hierdie gedeelte kyk. En die preek vanoggend begin dan eintlik met 'n geskiedenisles. Want Jesaja 7 vertel vir ons van die Syro-Efraimitiese oorlog, wat afgespeel het in die jaar 734-33 voor Christus. Nou in hierdie tyd, in daai tyd 740 voor Christus, het Assirië, wat nou hierdie gedeelte is, wat hierso wys, was die opkomende wêreldmag. Baie sterk moondheid, en hulle het eintlik die hele bekende wêreld te annekseer, en dit deel van hulle te maak. En hulle het ook vir Juda, wat dan nou die huidige Israel is, wat die suidelike 2 stamme is, ook vir Juda, en vir Israel, wat die noordelike 10 stamme is, wat dan nou onder Dawid en Salomo nog of Dawid en Saul, die verenigde ryk was, het hulle ook vir hulle bedreig. En in hierdie tyd, toe Assirië nou vir Juda en vir Israel bedreig, toe gaan die koning van Israel, wat Peka was, en hy besê, maar kom ons span saam, dat Juda en Israel en Syrië by mekaar kom, 'n eenheid vorm, en dan veg ons 3 lande saam teen Assirië.
En Pekah het gesê, hy is seker, hulle kan hierdie oorlog wen. Maar koning Agas, en dis waarvan ons lees in die hoofstuk, koning Agas van Juda was nie lus daarvoor nie. Want Juda en Israel was op 'n stadium een land. Nou het hulle afgeskei as twee, en soos dit vandag ook nog maar is, nou is ons nie meer maatjies met mekaar nie, nou is ons nie vriende met mekaar nie. So Juda wil nie saam met Israel werk nie, en Juda sê toe nee, ons gaan nie. En wat gebeur toe, is dat Israel en Syrië teen Juda gaan veg, en besluit, ons gaan Juda oorneem, en dan gaan ons eie koning daarso plaas. En dan lees ons in Jesaja 7 by vers 2, die berig dat die Arameërs, dis nou Syrië, reeds in die Israelitiese gebied in Efraim kamp opgeslaan het vir Agas die koning uit die geslag van Dawid in Jerusalem bereik, en hy en sy volk het baie bang geword. Hulle het gebewe, soos in die bos bewe, in die wind. Dis soos die wind die afgelope tyd waai, bome bewe as die wind waai, en so bang was Agas, die koning van Juda, want sê hy, hierdie twee moondhede, ek hoor, Syrië en Israel slaan reeds kamp op, hulle bring klaar hulle troepe in Israel om ons aan te val. En as hy so bang is, Agas, dan stuur God vir Jesaja na hom toe. En Agas Jesaja ontmoet vir Agas by die waterkanaal. Dit is die plek van menslike voorsorg. Dis waar ons veilig voel, waar ons kos, waar ons water kry. En as hy nou daar vir hierdie bang Agas ontmoet, wat so bang is, dat hy bewe soos bome in die bos bewe voor die wind, dan sê Jesaja daar vir Agas die volgende: bedaar, bly kalm, moenie bang wees nie. Moet jy nie ontstel oor hierdie twee stukke brandhout nie. Hulle rook maar net. Nou, ons weet hoe lyk 'n stuk hout wat maar net rook. Dit brand nie meer nie, dis irriterend, dit brand jou oë, maar dit kan nie eintlik veel doen nie. Hulle rook maar net. Moenie bang wees vir die dreigemente van Resen en sy Arameërs en van Pekah die seun van Remalia nie. Die Arameërs en die Efraimiete onder leiding van die seun van Remalia, hulle beplan jou ondergang. Hulle het mekaar gesê, kom ons val Juda aan en oorrompel hom. Dan verdeel ons die land onder ons. En ons maak die seun van Tabeel koning van Juda. Maar so sê ek, die Here jou God, dit sal nie gebeur nie. Dit sal nie plaasvind nie. Want dit is maar net Damaskus, wat die hoofstad van Aram is. En net Resen, wat die koning van Damaskus is. Efraim sal binne 65 jaar so verwoes wees, dat hy geen volk meer sal wees nie. Want dit is maar net Samaria, wat die hoofstad van Efraim is, en net Pekah, die seun van Remalia, wat die koning van Samaria is. Jy bewe op die oomblik, omdat jy sien wat die weermag doen. Moenie bang wees nie. Moenie nou allerhande planne maak nie. Hulle is maar net soos rokende brandhout. En dan gaan Jesaja aan, en hy sê vir Agas, maar as julle nie in geloof vas staan nie, sal ook julle nie voortbestaan nie. Want op hierdie stadium het Agas toe 'n ander plan gekry. Agas sê, as Israel en Syrië my dan nou wil aanval, omdat hulle bang is vir Assirië, dan gaan ek nou rondom hulle hier omgaan, en ek gaan met Assirië 'n ooreenkoms aangaan. Dan gaan ek aan Assirië se kant staan, en ons gaan saam vir Syrië en Israel uitwis. En nou sê Jesaja vir hom, onthou net, jy kan allerhande militêre planne maak,
Maar as jy saam met Assirië gaan, in 'n bondgenootskap met hulle aangaan, moenie dink dat Assirië hierdie groot, sterk moondheid vir julle as 'n klein ou landjie sommer net sal aanneem as een van hulle bondgenote nie. Dit gaan julle 'n prys kos. Hulle gaan vra dat julle hulle godsdiens moet beoefen, dat julle hulle gode moet aanbid. As julle nou allerlei militêre planne maak en alle dinge uitdink om net polities te oorleef, en julle vertrou nie op my as julle God nie, as julle nie in geloof standhou nie, dan gaan julle oor 'n paar jaar ook nie meer bestaan nie. Agas, dink mooi wat jy doen. Hierdie mense vir wie jy so bang is maar net rokende brandhout. Moenie na hulle kyk nie. Hou aan, glo in my. En dan sê Jesaja vir hom, vra van die Here 'n teken. Nou vir ons is dit vreemd, maar in die Ou Testament lees ons meer kere daarvan. Eintlik sê hy vir hom, soek die wil van die Here. Kry vir jou 'n teken, kry vir jou iets wat doen moeite om te hoor, wat sê God nou vir ons om in hierdie tyd te doen. Vergeet van mense. Soek die wil van die Here. Agas sê nee, ek gaan nie 'n teken vra nie. Ek gaan nie vir God probeer kwaad maak nie. Dit klink baie vroom. Maar eintlik sê Agas, nee, ek gaan nie God se wil vra nie. Ek gaan nie soek na God se wil nie. Ek is die koning van hierdie land. Ek sal vir hulle wys. Ons is sterker. Assirië sal my help om van hulle ontslae te raak. En dan sê Jesaja vir hom, is dit nie genoeg vir julle om God te vermoei nie? Wil julle nou, mense te vermoei nie, wil julle nou God ook vermoei? Die Here sal daarom self vir julle 'n teken gee. 'n Jong vrou sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring, en sy sal hom Immanuel noem. Maar voordat hierdie seentjie weet om die verkeerde te verwerp en die goeie te kies, sal die lande van die twee konings vir wie jy bang is, verwoes lê. Goed, Agas, dis reg. Jy hoef nie 'n teken te kies nie. Jy hoef nie God se wil te vra nie. Maar Agas, volk van God gaan in elk geval vir julle 'n teken gee. Gaan maar en maak maar jou planne. Maar hier is 'n jong vrou onder julle. Sy gaan swanger word. En sy gaan 'n seentjie in die wêreld bring. En voordat hierdie seentjie baie oud is, voordat hy kan kies tussen reg en verkeerd, gaan hierdie twee lande vir elk geval verwoes wees. En elke keer as jy daai seentjie sien, en jy het hom met Assirië saamgespan en nie God se wil gesoek en gevolg nie. Elke keer as jy daai seentjie sien, dan gaan jy weet, ek het nie op God vertrou nie. Ek het nie op hom staat gemaak nie. En dis die boodskap van die 4de Advent Sondag. God gee in elk geval 'n teken. Of ons nou na die wil van God vra of nie. God gee in elk geval 'n teken. God maak in elk geval, laat in elk geval sy wil geskied. Ja, selfs wanneer mense nie glo nie en nie vra nie. Selfs wanneer vrees en onsekerheid ons keuses bepaal. Selfs dan kom God. Nie as 'n soldaat wat met wapens en kanonne alles kom regskiet en al die vyande doodskiet nie. Nie as 'n politieke leier wat maak of hy die meeste mag het om vir mense nuwe lewens te gee nie. Kom God nie om alle siektes en alle gevare weg te vat nie.
Maar kom hy, vriende, kom hy as Immanuel, as God met ons. As God wat sê, asseblief vra na my wil. Maar selfs as jy nie na my wil vra nie, sal ek by julle wees. Sal ek inkom in julle wêreld. En dan 700 jaar later, net voor die geboorte van Jesus, dan gebruik die skrywer van Matteus juis hierdie woorde en hierdie ervaring wat Jesaja en Agas beleef het om Jesus se geboorte mee te verduidelik. En sê Matteus, hy sal kom as Immanuel, as die verlosser God wat tussen ons kom woon het. Want dis waaroor Kersfees gaan. Dis waaroor die koms van die Here gaan. Nou Adventstyd is wanneer ons weer, as dit ware, saam met die eerste Christene, of die eerste daai tyd, dat ons half wag op Jesus se geboorte. Maar dit is ook dat ons wag op sy tweede koms. Jesus is God wat 'n mens geword het, wat in ons wêreld kom bly het. Jesus is die Seun van God, wat hier onder ons kom woon, mens geword het, wat ons sonde gedra het en ons straf op hom geneem het, wat ons verhouding met God kom herstel het. Die feit dat God sê, ek sal in elk geval vir julle 'n teken gee. Die maagd sal swanger word, Maria sal swanger word, sê hy dan nou in die Nuwe Testament. En sy sal 'n seentjie in die wêreld bring. En hy sal Immanuel wees. Dit beteken, vriende, dat God genoeg vir ons elkeen omgee. Dat hy die chaos van hierdie wêreld en die chaos van ons elkeen se eie wêreld wil binnendring. God kom in hierdie diep, donker put, waarvan Betsy ten Boom vertel, en waarvan haar suster Corrie sê, ek weet nie hoe lank ons nog hier kan bly leef nie, om dan te sê, as ons in die diepste put is, God se liefde is altyd nog dieper. God gee genoeg vir ons om, dat hy in die chaos, in die donkerste put van my lewe, kom inkom en dit binnendring. Daar is hierdie mooi storie, wat vertel word, van 'n klomp kinders, in 'n kinderhuis, by Kersfees. En terwyl hulle besig was in hierdie kinderhuis, en almal opgewonde was, ons berei voor vir Kersfees, party sit die boom op, party sit die liggies reg, party draai die laaste geskenke toe, die ander pakkie geskenke onder die boom, was daar hierdie klein seentjie, hy was al 8 jaar oud, maar as gevolg van sy agtergrond en wanvoeding in sy grootwordjare, het hy maar soos 'n 4-5-jarige seentjie gelyk. En hierdie seentjie, terwyl almal so besig is en so skarrel en almal is opgewonde en almal lag en almal luister na die Kersmusiek, het hierdie seentjie aan die huil geraak en kamer toe gehardloop en onder sy bed gaan inkruip. Miskien het hy verlang na sy familie. Miskien het hy gedink aan iets wat hy beleef het jare gelede in sy huis. Maar hy daar onder die bed gaan lê. En almal het dit nie dadelik agtergekom nie. Na 'n tydjie het hulle gedink, maar waar is hy? En toe ontdek my, hy lê in sy kamer onder die bed. En iemand, eerwaarde Henry Carter, het in die kamer ingestap en vir hierdie seentjie gesê, kom kyk na die liggies op die Kersboom. Onthou, daar's 'n geskenk vir jou ook onder die boom. Kom kuier saam met ons. Daar's koeldrank ook vir jou.
Maar hy het geen reaksie gekry nie, geen geluid nie. Die seentjie het maar net daar bly lê. Toe het hy gegaan en hy het op die bed gaan sit en so vooroor gebuig en die duwy opgetel en na die seentjie gekyk en gesien, hier lê die seentjie en langs sy kop so nat kol van al die trane. En hy het vir die seentjie met hom begin praat en eintlik het hy besef, as ek hom net in sy arm vat en hom uittrek, hy is so klein, ek gaan hom maklik hier uittrek, maar hy besef, hierdie seentjie het nie nou nodig om uitgetrek te word, hy het iets anders nodig. En hy het met hom begin praat. En hy het van die bed afgeklim en op sy knieë gaan staan en so onder die bed ingekyk en met die seentjie gepraat. En hy het vir hom gesê, hy moet asseblief uitkom, die maatjies wil graag vir hom daar hê en almal gaan dit vir hom baie lekker maak. Maar niks het gewerk, die seentjie het gelê soos 'n dooie daar. Al wat hom laat besef het die seentjie leef, was die trane wat uit sy oë gedrup het. En die eerwaarde Kater het besef, al wat hy nou kan doen, en waaraan hy kan dink om te doen, is om op sy maag te gaan lê en onder die bed in te skuif. En het onder die bed ingeskuif en langs die seentjie gaan lê en vir hom vertel van die kersboom en van die liggies en van die koeldrank en van die geskenke en van die mense in die kombuis wat hierdie heerlike ete besig is om klaar te maak. Hy het vir hom vertel van die baba in die krib en waaroor Kersfees gaan en van die engele wat gesing het en die wyse manne wat die geskenke gebring het. Die seentjie het nie geroer nie. En hulle het maar net so gelê. Later het hy ook nie iets gehad om te sê nie. En hulle het in stilte maar net so langs mekaar onder die bed gelê. En toe skielik sê eerwaarde Kater, toe voel hy hoe hierdie seentjie se hand so vinger vir vinger oor sy hand gaan. En toe sê hy vir hom, dink jy nie dis beter dat ons bo op die bed lê as hier onder nie? Dis dan baie ongemaklik hierso. En die seentjie het gesê, ja, dis reg. En hulle het so stadig uitgeskuif en bo op die bed gaan lê. En toe na 'n tyd sê hy vir hom, dink jy nie, hoor hoe sing die kinders, dink jy nie ons moet saam met hulle gaan nie? En toe het hulle saam uitgegaan en die seentjie het deelgeneem. Vriende, hierdie storie sê vir ons waaroor Kersfees gaan. Hierdie storie sê vir ons waaroor die 4de Advent Sondag gaan. Hierdie storie sê vir ons wat dit beteken dat God Immanuel geword het. God het in Jesus Christus op sy maag kom lê en ingeskuif in die wêreld, in die put, in die donkerte, in die plek van God verlatenheid, waar ek en jy ons bevind soms, waar mense hulle bevind, waar ons almal ons bevind het, as gevolg van ons sonde. God wat die wêreld binnendring, wat al sy mag, wat al sy waardigheid prysgee. En omdat hy so gevul is, so oorlopends toe vol is van liefde, besef het maar, ek gaan niks verloor deur onder 'n bed in te kruip nie. Ek gaan niks verloor deur om in hierdie wêreld te kom leef nie. Ek gaan niks verloor deur aan 'n kruis te kom hang nie. Maar ek gaan baie mense wen vir God se koninkryk. Daar's baie sulke verhale. Daar's ook 'n verhaal van twee Morawiese sendelinge wat gehoor het van slawe wat op 'n eiland mishandel word en nog swaar werk en die eienaar van die eiland wil niemand daar hê nie. Niemand mag daar kom om die evangelie te bring nie. En hierdie twee Morawiese sendelinge het besef, daar's net een manier om te gaan. En hulle het hulle self verkoop as slawe. En hulle daar gaan werk as slawe. Dis wat God doen. Dis wat dit beteken dat God 'n mens geword het. En hy het nie opgehou mens word met sy hemelvaart nie. God is mens, hy's Immanuel. Hy sê, ek sal by julle bly al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Dis die boodskap van Kersfees. En nou is die vraag, vriende,
Hoe reageer ons daarop? Wat maak ek en jy met hierdie liefde? Met hierdie nuwe lewe wat God vir ons gegee het? Hoe dankbaar is ons daarvoor en hoe wys ons dankbaarheid? Hoe maak ons in hierdie wêreld vir God sigbaar as die Immanuel God vir ander mense? Kersfees is nie maar net 'n passiewe ontvang van 'n geskenk nie, of van Jesus nie. Kersfees is nie maar net om 'n kersboom op te sit en geskenke te gee en saam met familie te kuier en 'n Kersfeesdiens by te woon nie. Kersfees is dat ons die Immanuel God in hierdie stikkende wêreld sal gaan sigbaar maak vir ander mense. Daar was onlangs in die koerant die berig van 'n man in die Oos-Kaap wat na Pep Stores toe gegaan het en vir hulle gevra het, gee vir my 3 winkels, Pep Stores winkels in die oostelike provinsie, in die Oos-Kaap, waar mense bergkoop artikels gebeer het, wat hulle nou so afbetaal het, word hulle gebeer tot hulle klaar betaal het. En hulle het vir hom 3 dorpe gegee en hy het een van die dorpe gekies vir Aberdeen. Daar was 260 mense se bergkooprekenings by die Pep Stores winkel in Aberdeen, ter waarde van bietjie meer as R130,000. En hy het dit betaal. Hy het ook 'n paar jaar gelede by 'n ander dorp oor die R300,000 betaal vir 300 mense se bergkoopartikels. En toe dan bel die Pep Stores na die mense en sê, maar jou skuld is nou betaal, julle kan my julle pakkie kom haal. En toe een van hierdie mense wie se pakkie betaal is, het hoor, het sy gesê, ek weet nou, die Here is nog nie klaar met my nie. Of hy nou 'n Christen of nie 'n Christen is, weet ek nie. Maar toe iemand het ontvang, want uiteindelik kom alles tog van God af. Toe sê sy, ek weet, God is nog nie klaar met my nie. Ek het die afgelope week 'n aangrypende ervaring gehoor toe iemand dit met my deel. Jak de Priester, die sanger, tree verlede week op by 'n plek elders in die Vrystaat. Toe hy daar kom, toe vra hy, dis nou nie 'n vreeslike groot venue nie, en hy vra toe, maar na 'n spesifieke vrou, hy sê, waar is sy? Want hy het haar van tevore lank gelede het hy haar leer ken deur iemand anders. En hulle vertel toe vir hom, dat die vrou, wat nie veel ouer as hy is nie, 'n week of wat gelede 'n beroerteaanval gehad het. Hy sing toe klaar die aand by die plek waar hy gesing het, en die volgende dag op pad terug, ry hy na haar huis toe, en hy gaan klop aan haar deur, en hy sing vir haar 'n liedjie, Vriendskap se water. En in hierdie liedjie sing hy onder andere hierdie woorde, soms is water dikker as bloed, soms is vriende nader as jou eie. Ons sê mos bloed is dikker as water. Hy sê soms is water dikker as bloed. Hy het haar lewe, hy het haar glad nie gesond gemaak nie. Sy is glad nie fisies beter nie. Maar sy voel dat iemand het in haar stikkende, diep put wêreld ingestap, tyd gemaak. Dis mos ongemaklik soms om by iemand wat nie kan praat nie, of iemand wat moeilik loop te kom. Hy het nie omgegee nie, hy het dit gedoen. Hy het haar gemoed opgelig. Hy het dieper gegaan as haar diepte. Maar vriende, hy het nou vir haar oor vriendskap gesing. Somtyds is water dikker as bloed. In ons geval is dit 'n bietjie meer. Jesus se bloed. Jesus se bloed wat in ons are vloei, is dikker as ons eie bloed. En God sê in Hosea 11, ek kan dit nie oor my hart kry om julle te vernietig nie, want my liefde brand te sterk, ek is God en nie 'n mens nie.
En Kersfees vra vir my en vir jou, dat ons hierdie liefde, wat ons ontvang het, hierdie Christus bloed, wat in ons are vloei, wat dikker is as mensebloed, dat ons dit met mekaar sal deel. Dat ons met mekaar sal stop. Dat ons mekaar in die oë sal kyk. Dat ons vir mekaar sal hoor. Dat ons by mekaar op die grond sal gaan lê en by wyse van spreuke onder die bed sal inkruip. Die man wat die bergkoop artikels in Aberdeen betaal het, sê, hy het dit gedoen, omdat hy iets het, geld, wat ander nie het nie. En daarom wil hy dit deel met hulle. En vriende, ons het iemand. Ons het die Immanuel God, wat baie ander in hierdie land nie het nie. Daarom die vraag vanoggend, vir wie? Vir wie gaan jy dit sigbaar maak in hierdie Kersfeestyd en in die jaar wat voorlê? Vir wie gaan jy dit sigbaar maak? Dat God Immanuel geword het. Amen. Vriende, kom ons dink net so vir 'n oomblik oor hierdie vraag. Vir wie, waar gaan ek dit sigbaar maak? Dat God Immanuel geword het. Hemelse Vader, ons leef so vinnig, so haastig. Ons is so besig om ons eie dinge te doen, dat ons baie keer by mekaar verbystap en soms ook bo oor mekaar stap. En bid ek, Here, dat U ons sal help, om U bloed wat in ons are vloei, te deel met ander mense. Sodat dit vir mense kan Kersfees word. Omdat ons iemand ken, iemand wat ons nuut gemaak het, wat baie ander mense nie ken nie. Amen. Isak, op het is hy trappie hoor. Vriende, julle het almal 'n familienuus ontvang. Ek wil maar net weer sê wat ons verlede week ook gesê het, dat Wian Rousseau is verlede Dinsdag aand na ons gemeente toe beroep as 'n dominee, medeleraar van ons gemeente. En dit word vir 2 Sondae afgekondig, wat dan vandag die tweede keer is. En ons kan daarop reageer. Met ons stilswye gee ons sê ons stem daarmee saam. As iemand wil beswaar maak daarteen, is julle welkom om met een van die kerkaslede of met my of Samantha te praat. En dan as daar geen beswaar is nie, teen môre middag of Dinsdag gaan ons die beroepsbrief vir hom stuur en dat hy 2 weke om daarop te antwoord. Ons vra ook dat ons vir hom en vir Eila sy vrou en ook vir ons gemeente vir hierdie nuwe hoofstuk in die gemeente se geskiedenis sal bid. Kom ons sing, vriende, op hierdie oggend wanneer ons dink dat God Immanuel is, sing ons, Heer, ons dink aan Afrika, aan hierdie land, hierdie kontinent, waarvan ons deel is, en ons bid dat God se liefde deur ons sigbaar sal word in hierdie kontinent.
vriende, ons is waar ons is, omdat God ons hier plaas. Waarheen ons ook al gaan, daarheen stuur God ons, om God in daardie situasie te beleef, en God se liefde daar te ervaar, en om juist daar, vir mense tot 'n seën te wees. Die genade van ons Here, Jesus Christus, en die liefde van God, en die gemeenskap, die nabyheid van die Heilige Gees, sal by julle elkeen bly, en met julle wees. This